dink die Here is daar in die oomblikke wat jy nie kan slaap nie. Die oomblikke wanneer jy 'n kind het wat skree en huil, of 'n pa wat laat werk, of 'n ouma wat bid vir haar kinders, kind wat bid vir haar ouers of sy ouers. Die Here is daar. Hy is die enigste een wat presies weet waar jy gaan en wat presies in elke oomblik saam met jou is. Niemand anders. Jy kan dit vertel, jy kan dit oorvertel, maar dis weergawe van dit waar jy gaan, maar die Here weet presies. Welkom terug by Sondag tot Sondag en ons het 'n mini-reeks wat ons noem Tussen die Geraas. En vandag se Tussen die Geraas is geroep met Zeandre. En ons probeer in hierdie reeks, jy's ook nou nie harder skree as die internet of as die koerante nie. Ons probeer eintlik mooi luister en dis belangrik om te luister na goeie en mooi verhale. Soos ek gesê het, gesels ons vandag met Dominee Zeandre Jacobs. Sy is by Kerk en Suid gemeente. Dit is ons buurgemeente hierso en sy's nuut in ons ring. Ons is baie opgewonde. Dankie Pieter, dis 'n voorreg. Ja, dit is 'n groot voorreg om jou vandag hierso by ons te hê. Jo. Ja, so as ons het nou 'n bietjie vooraf gesels oor jou storie en jou storie is ook juist dan nou nie een wat by 'n dramatiese oomblik begin nie. Nee. Eintlik seker dan soos in die stilte soos Yep. is dit Elia Yep. sin. So dankie dat jy vandag saamkom gesels. Nee, dankie vir die uitnooi, dis 'n Yes, voorreg. dit is 'n groot So voorreg. nuut in die bediening en klaar uitgenooi word, is Nee, regtig lekker. Dis regtig 'n voorreg om jou hier so te hê. So jy het gesê iets van jou roeping en iets van jou beroep ook voel vir jou onwerklik en steeds onwerklik. Wat is die gevoel of die oomblik agter daardie sin? Hoe sou jy dit beskryf? So ek het eintlik, om terug te verwys na my intreepreek in Januarie maand, was die tema knyp my, dit voel onwerklik, nee, want dit is regtig, dit voel nog steeds so onwerklik. Ek het in 2019 was ek in matriek en op daai stadium sou ek nog by tikkies gaan arbeidsterapie swat het. Dit was die plan. Dit was regtig waarheen ek op pad was. En ek het arbeidsterapeute geshadow en hulle doen amazing werk. Dit is regtig lekker om te sien wat hulle doen en hoe hulle met kinders werk, ou mense werk, regoor werk hulle regtig goed. Yes. En is hulle besig om 'n verskil te maak, maar elke keer dat ek daar was, het dit net gevoel dis great wat hulle doen, maar hierdie is nie wat ek moet doen nie. Ek was so oortuig dis nie wat ek moet doen nie. Ja, dis nie vir my nie. Ja. Hoe sou jy iets van God se stem in daai hierdie is nie vir my nie beskryf? Yes, ek dink 'n diep oortuiging. Is dit? Nie 'n duidelike stem nie, maar die Here nudge jou so, of ek weet nie wat die Afrikaans is nie, maar in 'n ander rigting in. En dan in gesprekke met mense wat ook sê, ja, ons het nogal gewonder of arbeidsterapie die ding vir jou is, dan word dit eintlik net bevestig, nee? Maar jy kon nie dalk vroeër vir my gesê. Ja, dit sou my baie ure gespaar het. Fantasties. Maar ek voel mens leer ook deur daai shadow oomblikke, deur wat hulle doen en hoe hulle met mense werk. Yes. Ja. Toe stuur die Here my in daai rigting in. Dit is wonderlik. Nuwe pad, gelukkig in my matriekjaar nog. So ek het toe fakulteit toe gegaan. Ek het 'n afspraak gehad met Annie Lizet wat nog steeds daar werk. En ek het wel gesê ek wil teologie swat en ek weet ek se laat want dit was September in my matriekjaar, so alles is reeds toe. Ek meen die kans dat jy kan inkom is redelik skraal. Yes. En die volgende dag was daar 'n e-pos van die fakulteit af en ek was goedgekeur omdat ek NG Kerk wil swat, hulle gesê kan ek maar kom. Cool. So die deure het oopgevlieg en dit was ook vir my bevestiging van die Here se kant af dat hierdie die regte pad is en ek was bang. Ek hou nie eens van praatjies nie. Ek meen nou as jy 'n dominee moet jy 'n dominee word. Inskryf. Ja, omtrent nee. Ja. Baie in daai tyd was dit nou nog, jy weet nie eens presies wat die bediening behels en jy dink is net preek en ek wou eintlik nooit preek nie. Die Here moes my oortuig dat ek moet preek. Ja, ek wou pastorale gesprekke doen. Ek wou net op die individu gefokus wees en die Here moes my oortuig. Hulle het altyd vir ons gesê wat jy nie reg kry met die preek nie, kry jy daarom in jou pastoraat. Goeie punt. Jy beom net jouself. Ja, nee, dit is so. Ja, ek het pastoraat is maar my ja, dit is. Ek is self nie so lief vir 'n preek nie. Maar ja, nee, dit is die Here gebruik alles, nee. Nee, verseker. So iets uniek aan jou ervaring in die bediening is dat jy bedien in die gemeente waar jy groot geword het. En ek kan dink dit bring seker nog 'n taamlike uitdaging. Dit doen, ja. So, wat is jou ervaring daarvan? En van wat ek gesien het, was die gemeente ook baie gretig om jou daar te kry. Obviously jy het die beroep gekry. So, hoe het daai gekom en hoe beskryf jy daai pad?
So ek wil net eers noem, ek is so bevoorreg en so dankbaar vir die gemeente wat my so ondersteun het in dit en toe hulle die beroep afkondig en wie beroep is en daai hande klap en die warmte, want ek was fisies daar en ek dink nie dis sommer dat mense in 'n gemeente is waar jy hoor jy word beroep nie. So ek het obviously geweet voor die gemeente, maar om dit te kon beleef was iets wat ek nooit sal vergeet nie, regtig 'n heilige oomblik. Ja. En ek moet eerlik wees, ek het al in my 5de jaar getwyfel of ek my gemeentejaar daar moet doen. Obviously is ek baie lief vir die mense en ek ken hulle stories en ek ken hulle harte en hulle ken my, maar daar's baie stemme. So moet ons bietjie uitbeweeg, moet jy bietjie na daai gemeente toe gaan, platteland toe gaan, moet jy gaan hoor hoe werk dit daar en ek het na al die stemme geluister, maar uiteindelik moet mense na die stem luister, né? Na die Here se stem. Ek dink veral iemand soos jy wat jou roeping maar ook jou akademie ernstig opneem. Ja. Is dit mens wil nie in 'n vakuum wees nie, jy wil nie of hulle noem ons goed mos soos 'n ivoortoring. So jy wil nie in dit wees nie en ek dink dit kan nog 'n uitdaging vir mens bied. So wat het vir jou, jy sê die dankbaarheid van die mense was dalk deel van die gerusstelling, is daar nog iets wat jy sou uitlig? Ek dink die gerusstelling in mense, maar ook daai diep oortuiging, dieselfde oortuiging wat ek gekry het toe ek teologie moes gaan studeer het. Ek het regtig, maar nou weer om terug te gaan na oor die besluit oor die gemeentejaar. Ek het regtig gaan bid daaroor en ek was soos Here, ek kort nou antwoorde want die kerk soek antwoorde en Dr. Wieke soek antwoorde en daar's soveel mense wat antwoorde soek en ek wil regtig by die Here hoor. En hy het deur musiek, deur lirieke en 'n liedjie het hy met my gepraat, het hy dit vir my bevestig. So 5 dae in 'n ry, toe ek sê okay, hierdie is nie net in my kop nie. En gemeentejaar gedoen en toe kry ek nou die beroep en ook in Julie maand het daai beroep oopgemaak verlede jaar of Junie maand, maak nie eintlik sokkie. Maar toe was ek ook nie oortuig aanvanklik dat ek moet aansoek doen nie, want weer eens was daar baie stemme en eintlik meer wat gesê het nee, gaan sprei jou vlerke, beweeg uit, hulle dink nie hierdie is die pad nie. Ja, ek dink ek het onder andere vir jou gesê ek dink jy gaan great wees daar. Ja, en ek wil jou baie graag in ons ring hê. Ek onthou dit. Maar ek het ook vir jou gesê ek weet dit gaan 'n uitdaging wees. Presies. Ja, natuurlik. En ek dink die mense is ooit voorberei op die uitdagings nie en ek dink nie ek weet selfs al die uitdagings wat nog op my wag nie, want dit is eintlik nog redelik nuut. Die wonderlike ding ek van ons ring is ons is regtig 'n klomp goeie kollegas vir mekaar. So ons is baie bevoorreg dink ek in ons ring om die ondersteuning te kan hê en die openheid en vrymoedigheid wat ons met mekaar kan hê. En die humor, daar's humor. Yes, en goeie humor. En gesprekke wat gemeentelede eerder nie moet hoor nie. Ja, maar dit bly net daar. Ja, dit bly net daar. Dit het nooit gebeur nie. Maar ek dink daar's iets in daai veiligheid wat ook iets van bekendheid ook, nê? Ja. Want mentors in my lewe het my nou van seker 3de, 4de jaar af saamgesleep bring vergaderings toe na die verskillende gemeentes, so ek hierdie mense leer ken en liefgeraak vir die mense en nou as jy by 'n skool ding aankom, dan ken jy al, presies, jy ken mense, jy voel ondersteun, jy voel beskerm, jy voel veilig, kom ek stel dit so. Waar dit net onbekend is en ek is 'n ekstrovert, maar dit is nog steeds bietjie oorweldigend, uitdagend. Om heeltyd aan te moet wees. Ja, definitief. Ja, maar die lekker ding van die beroepingsproses ook by Kerk en Suid was, hulle het my regtig nie hanteer asof ek voorgetrek moet word nie. Niemand het dit gedoen nie. So ek was presies, moes vrae invul, moes deur die onderhoudsproses gaan, al daai dinge moes gebeur het, soos met die ander studente en dominees wat ook op die kortlys was. En ek is dankbaar daarvoor, want niemand kan vingers wys en sê ek's voorgetrek nie. Nee, ek dink want dit sou 'n uitdaging ook bring. Dit sou 'n ekstra uitdaging. Maar ek moet sê, ek het dit nie gehoor nie. Ek weet nie of ander mense dit gehoor het nie, maar ek is dankbaar dat daar nie vrae daaroor gevra is nie. Ja, ek het ook nie iets gehoor nie. Great. Ja. Daai stadium was ek nog ringsvoorsitter. So. Ja, so jy sou weet. Ek sou geweet het. Nee, ek dink hulle het al die kerkordelike reëls baie mooi gevolg. Ja, verseker. Jy het gesê jou roeping het soos wat jy nou mense geshadow het by arbeidsterapie, is dit iets wat dit stadig gevorm het. Jy het gesê bevestigings wat jy gekry het in die musiek. Is daar dit val my nou op terwyl jy sê terme van jou persoonlikheid, dat is daar al 'n rustigheid wat jy ervaar het, of vrede, 'n diep wete wat jy ervaar het in terme van jou roeping. Verseker. En dit het elke jaar eintlik so die bevestiging meer geword. Hoe meer mense te doen gekry het met verlies, hoe meer mense te doen gekry het met mense se daai diep binne hartsmens van of hartsgedeelte van die mens, kom ek stel dit so. Hoe meer het ek besef hierdie is wat ek die res van my lewe wil doen. En mense wat dit vir jou sê, gemeentelede
en nie net gemeente en familie wat aanvanklik gesê het nee, jy gaan nie 'n dominee kan word nie. Dis wonderlik dat Vriende, dit ja. geswaai het. Ja. Maar dis ekskuus, dis vir my meer wonderlik om te hoor dat mense se Nee, denke oop kan gaan. oor dieselfde persoon, dit kom uit dieselfde mond uit, Dit is maar dit is twee wonderlik. verskillende dinge. Dit is En net wonderlik. omdat hulle kan sien hoe jy Gegroei regtig- het. Jy groei en jy's in Ja. jou skepingsdoel, né? Jy Ja, doen jou ja. roeping. Ja, ja. Ja, so dit was vir my lekker. En Yes. natuurlik ook dosente. Soms wie mense en dis die lekker ding van die teologie fakulteit, is jy kan 'n naby pad stap. Ek dink dit is so by ander fakulteite sommer nie. Ek is obviously biased oor ons fakulteit. Ja, Nee. natuurlik. So om mense raak verskriklik lief vir die dosente. Mm. Wel ek dink meeste van ons sal vir hulle battlefield toe gaan. Ja, ja. Maar ek dink dis omdat ons iets van hulle menslikheid en van hulle eie pad ook. Ja, en is dominees, jy Ervaar kan het. egte vrae Yes. vra. Dis nie net hierdie Yes. ver professore en doktors en wie ook al nie, dis reg naby Yes. mense en hulle deure is oop vir jou altyd. Ja, Hulle is ja. altyd oop. Ja, ja. Kom drink 'n koffie, kom ons praat hieroor. Hoekom wonder jy oor sulke tipe gesprekke? Ja, beslis, Regdeur. iets daarvan. So ek het nou gewonder, juis kom sit jou voete nou in eerste jaar Zeandre Yes. se skoene weer terug. Wat was jou verwagtinge van okay goed, ek gaan nou teologie swat. Wat gaan hierdie wees? Ja, ek dink niks kan mens voorberei op. Jou verwagting is natuurlik nooit wat dit werklik dan nou uitdraai om te Ja. wees nie. En ons was 6 weke op kampus, ons was eerste jaar in 2020. So Oei. ons het 6 weke op kampus gehad. Net die mens leer genade. ken, net jou voete gevind, net geweet waar, okay, hierdie is 'n lekker restaurant op kampus of hier kan ons gaan koffie drink. Hier is hoe die area lyk want jy's op skool is jy so in 'n veilige spasie, jou wêreld is so klein en dan breek dit skielik oop en ons het eintlik net jy begin nuwe vriende maak Ja. en dan jy agter 'n rekenaarskerm en ons is toe eers weer Sjoe. terug in 2022 in ons 3de jaar was ons eers weer terug op Dit kampus. was 'n groot uitdaging geweest. Dit was veral vir 'n ekstrovert, veral vir iemand wat regtig hou van mense om haar. Yes. Dit was moeilik want my ouers het toe terugbeweeg kantore toe en my sussie is terug skool toe, sy's En jonger jy's en nog ek steeds sit alleen in- by die huis. Ja, Ja, en dis moeilik want ek het mense nodig om my ja. definitief daai Ja, ja. verhoudings, daai koneksie en ek het Ja. dit nie gehad nie. Is daar iets van daai koneksie wat jy toe gekry het op watter manier? So ons is eintlik so 12 studente of toe nou proponente nou wat toe nou gelegitimeer het en ons het gereël dan nou oor Teams net soos koffiegesprekke gehad of video calls gedoen en daai was definitief koneksie want Okay. toe is ek nog nie so betrokke by die gemeente nie, is eerste Yes. jaar, tweede jaar is nou nog nie so ingekoop en so betrokke nie. So daai was definitief my behoud op daai stadium. Dit was Okay. lekker. Ja, om so koneksie te kan vorm en ons het net opgetel well, pick up where you left off in Okay. in COVID. Soos ou na vriende. dit. Ja, Dis ou letterlik. vriende. Okay. Letterlik. So dit was lekker. So iets in terme van die verwagting van die akademie en hoe ek dit sou beskryf is mens dink dit gaan dalk 'n lang Bybelstudie wees of iets Nee, en dis dan nie sit dit iets totaal anders. Ja. So hoe het jy daai ervaar en wat het dit op die einde aan jou geloofslewe gedoen? Ja, so 'n goeie vraag. So die etiese goed moet ek sê was die grootste ding wat ek dink jy verwag jy gaan dit bespreek, maar dan kom jy in die etiese klasse Mm. en hier's al hierdie vrae en al hierdie jy twyfel eintlik meer as voor die klas oor hierdie tipe goed. Yes. En ek moes altyd en ek het altyd teruggeval in die woord en wat in die woord staan. Mm. En so dit het my geloofslewe verdiep. Die worsteling soos Habakuk nê. Mm. Daai vrae, daai twyfel, dit het definitief daartoe bygedra dat ek Okay. sterker in my geloof gegroei het. Okay. En ook ek moes onderskei as daar opmerkings gemaak word of iets gestel word, moes ek onderskei of hierdie regtig iets aan my geloof gaan verander of nie. Ek dink mens moet daai lyn ook trek, Nee. want alles hoef nie 'n impak op jou geloof te hê nie. Jy maak dit sin wat ek Ja. sê. Ja, jy dit kan doen dit toelaat of absoluut. nie toelaat Ja, nie. nee, dit doen absoluut. Ja. Want, ek dink om vir die luisteraars en vir die wat nie teologie geswat het nie, om iets daarvan te verduidelik. En veral vir my wat baie beskermd groot Ja, geword self. het teologies. Ja. So jy hoor hoe iemand iets stel en dit klink vir jou verkeerd. Ja, en nee, soos- onmiddellik Ja. pluk dit dalk soos 'n mat onder jou voete Dit uit. doen. Ja, dit voel Of so. so tipe iets en dit voel bedreigend. Mm. So ek dink om die mens te kan raak sien Ja. agter Ja, ja, die ja, en ek dink dit natuurlijk. is regtig nogal vir ons as predikante vandag Mm. juis as deel van hierdie vraag waarmee of Hebreër vraag waarmee ons sit, Ja. dink ek is dit 'n belangrike ding. Om Baie. te sien wat is die eintlike belangrike goed Ja. in die teologie Mm. en hoe ons mekaar nog steeds kan omarm. Ja, en- want daar's 'n en rede raak hoekom sien. mense so dink. So kom by Verseker. daai gedeelte uit van die Ja, mens. ja, Moenie te ja. veel fokus op die
Of die vra of die wonder of die twyfel nie, kom maar die mense uit en stap die pad saam. Ja. Ja. Die ander ding wat ek dink van dominees nê, en ek het nou gesê nee, wanneer was dit donderdag met ons Bringvergadering. bringvergadering. Ons almal is maar bietjie geeky. Broederkring met 2 vroue nou in. Predikantekring. ja, daai een. Daai een. En ek dink ons is almal maar bietjie geeky. Ek bedoel as jy kan jouself verdiep in geastiese strukture of in die poësie of sulke tipe goed wat vir die average matriekleerling soos 'n snorvest klink. Ja. En hier sit jy met hierdie klomp geeks wat iets van God in die stylfigure en in die poësie en die geskiedenis ervaar. Dit sê nogal iets. Dit doen. Iets besonders gebeur met mense. Ja, maar die uitdaging by dit bly vir my almal ervaar God op 'n ander manier en in verskillende maniere van prediking. So wat noem mens en wat noem mens nie, wat jy weet iemand mee sal kan aanklank vind. Yes. Nee, dit sal iets vir hulle beteken. Yes. Maar gelukkig is die Here in beheer van dit. Ons moet net ons werk doen, hè? Hy doen alles anders. ja, presies, ons is net die instrument. Ek weet nie of jy het al ook so ervaar het nie, maar mens preek en dan kom iemand na die tyd na jou toe terug en sê oor die dominee, baie dankie vir hierdie ding wat jy gesê het. Dit beteken so baie vir my egskeiding waar deur ek gaan en dan het niks oor 'n egskeiding. Was nie eens deel van die preek gedagtes nie. Net om te sê iets van hoe God ons gebruik. Presies. Ja. Verbuisterend. Of jy stap uit en jy dink, "Joh, hierdie het regtig goed gegaan hè," en dan kry jy die meeste komplimente. Ja, dan sê ek soos ek weet nie wat ek doen nie. Ja, presies. Ek weet nou nog 17 jaar om te leer. 17 jaar hier en ek weet nog steeds nie wat ek doen nie. Presies. Ja, ek is nou so 2 maande voltyds in die bediening en dis goed om te hoor dit verander nie. Nee, dit nie. Ons ek dink dit hou ons ook nederig, nê? So daar's 'n rede daarvoor. Ek dink verseker so. Jy dink kan nie hoogmoedig raak nie. Gaan baie goed gaan en dan tank it totally. Ja. Of soos jy gesê het, dit gaan in jou kop baie hard en dit is die preke wat ek ook die meeste sê, dankie dominee. Ja. Jy skryf of jy beskryf jy wil graag mense raak sien. Ja. Hoe lyk raak sien prakties in die week? Goeie vraag. Want dis altyd die maklikste om mense op 'n Sondag raak te sien, hè, want dis waar die gemeente bymekaar kom. Maar en dis wat ek geniet van op kantoor wees. Dit laat ruimte vir spontane interaksie met iemand wat gou iets kom aflaai by die kerkkantoor of gou iets kom oplaai of net kom praat. Ek het een oggend, dit was nog laas jaar, het ek by die kerk aangekom en daar was 'n tannie wat gewag het vir gebed en die kantoortannie het al net laat sit en sy het geweet, die tannie het geweet, die kantoortannie het geweet ek gaan kom. En ek kon sommer bid, so daai spontane saam met mense wees in hulle stories en dit waartoe hulle nou gaan, daai egtheid. Dit is my ek moet sê as ek nou iets vir myself moet blootstel. Ek dink dit is iets met my afleibaarheid te doen. Ja. Nee, ek moet as ek besig is met 'n ding, moet ek daarmee besig wees. Ja, jy sien. So daai kom vir my baie keer moeilik. As ek het nou hierdie ding beplan en dis eintlik maar deel van ons werk. Dit is en ons kan dit nie sien as is in die pad nie. Nee, dit is nie in die pad nie. Jou werk is om hier te wees vir mense. Presies, ons moet eintlik altyd ons kantoordeure oop hê as daar nie mense by jou is nie, want mense moet kan instap, daai veilige spasie skep. En dit was eintlik ook my intreepreek. Hoofsaaklike tema, groter tema, was om dat ek mense wil raak sien en daar's mense wat my raak gesien het. Daar's mense wat my moes oortuig ek is nog op die regte pad, saam met die Here natuurlik, maar jy kon daai bevestiging in mense ook. En hulle het my raak gesien. En ek wil graag ook ander mense raak sien. So gepraat van jou proefpreek. Jy gebruik daarso Hagar as 'n spieël vir jou eie onsekerheid, wat ek by the way dink om jouself alreeds so bloot te stel en vulnerable te stel is 'n groot aanwins. As ons nou Brené Brown se goeie kan gebruik. Ek moet altyd 'n Brené Brown referensie hê. Nee, ek lavar. So, waar sien jy jouself die meeste in Genesis 16? Of waar jy jouself die meeste daar herken in daai verhaal? So, toe ek begin dink aan 'n teks en begin bid oor 'n teks, het Hagar 16 regtig net uitgestaan. En Hagar in 'n onsekerheid wat woestyn toe vlug, wat nooit, dit was nie deel van die Here se plan nie. Ismael, al daai dinge wat daar gebeur het, was nie deel van sy plan nie, maar tog het hy voorsien vir haar. En waar sien ek myself in dit?
ek maak baie foute. Ek weet regtig partykeer meeste van die tyd glad nie wat ek doen nie. Maar ek dog op, ek is hier en ek gee my bes en ek hoor by die Here, maar mens kan ook verkeerd hoor, Ja. nê? Jy kan ook verkeerd luister. Hy Ja. sê die regte ding, maar jy hoor nie altyd reg nie. Yes. En net om te weet, soos wat Hagar vir God gesê het, hy is El Roi, hy is die God wat ons sien, hy is die God wat my sien, hy is die God wat jou sien, hy is die God wat ons almal sien en ook ons omstandighede sien Ja. en in die oomblik saam met ons is. Saam in die foute, Hagar se foute, Ja. Sora hier op daai stadium, ek kan nie Ja. onthou nie se foute. Ja. Yes. Ek dink daar's wat ek hoor by jou is daar's 'n groot stuk humility Ja. wat ek dink by elkeen wat predikant is, maar baie nodig is. Dankie. Ek dink om werklik te luister. So as ek wil dit nou net as 'n pluimpie vir jou gee, Dankie. want toe jy gesê het, hoorie maar, hoekom vra jy my om te kom? Is dit wat gaan ek nou sê en ek wil half daai eintlik spesifiek pinpoint. Is ek dink die humility wat elkeen van ons nodig het in gesprekke. In gesprekke oor Dankie. mense, in gesprekke van wie is geregtig om op 'n kansel te staan, Ja. wie is geregtig om te dien. Skiet almal van ons tekort. Ja, 100%. Nee, niemand perfek nie. Nee, verseker. En dankie tog, Here Nee, het my geroep en hy roep ons almal vir Ja, verskillende wat 'n goed. gawe, nee, Ja, dit wat 'n ja. voorreg. Nee, verseker So dit. dankie net daarvoor. Dankie vir wil die ek opmerking. sê, yes. Maar ek dink dit presies dit wat jy nou gesê het, hou my ook leergierig. Ek wil heeltyd meer leer. Ja, En ek dink dit is 'n gevaarlike plek om te wees as jy dink jy weet alles. ja, Jy kan nie meer leer nie. ja, Want dan beslis. raak jy hardkoppig, nê? En ek wil Oh, nooit ja, op daai plek kom nie. Ja, nee, ek dink dis een van die goed wat my persoonlik die meeste afsit. En wat ek ook sê, hoorie, as ek gesê het ek het opgehou leer, moet julle my uitsit asseblief. Ja, dan presies. dan het ek nie meer Presies 'n doel. dit. Ja, dis nie doel dis in jou hart moet heeltyd Ja. gevorm word en hoe as jy nie bereid is om te leer, hoe gaan jou hart vorm? Ja. Yes, Hoe gaan jy beslis. groei? Dankie daarvoor. As jy El Roi dan in een sin moet beskryf vir iemand wat tans hulle eie woestyn beleef, hoe sou jy dit omskryf? Ek dink die Here is daar in die oomblikke wat jy nie kan slaap nie. Die oomblikke wanneer jy 'n kind het wat skree en huil, Oef. of 'n pa wat laat werk, Ja. of 'n ouma wat bid vir haar kinders, Mhm. kind wat bid vir haar ouers of sy ouers. Die Here is daar. Hy is die enigste een wat presies weet waar jy gaan en wat presies in elke oomblik saam met jou is. Niemand anders. Jy kan dit vertel, jy kan dit oorvertel, maar dis weergawe van dit wat jy gaan, maar die Here weet presies. Mhm. So dis dalk nou meer 'n paragraaf as 'n sin, Nee, maar dit is hoe ek dit beskryf. Dankie, dis mooi. Ja, ek dink iets wat veral in lydenstyd Ja. nou vir my baie uitstaan relevant. is juis God wat lyding ken. Ja. God wat nie Ja, die grootste lyding, nê. yes, wat nie wegstaan van lyding nie, wat nie want ek dink eerlikwaar is dit nie daarvoor was dat God mens geword het nie. Ja. Was dit maar soos die gode gewees in die antieke Presies. tyd. Presies. Nee, Dis ek die dink onderskeiding, hulle nê? daar is nie, né? Nee, Dis die ja. onderskeiding. Ja. Om dan te sê ek goed, maar dit is 'n God wat eg menslik Presies weet al die betrokke is. Yes. Ja. Ja, dit is besonder. Ja. As 'n mens dan nou luister na 'n preek wat Zeandre bring, Ja. wat is dit wat jy wil hê mense moet hoor? So ek is aangestel hoofsaaklik by die jeug op hierdie stadium, maar as ek eerlik is, kom dit vir my makliker om in die kerk te preek, Okay. want om een of ander rede is ek aan die jonger kant, maar ek relate meer met die ouer, groter mense, kom ons Is jy stel dit nou old maar soul? so. Ja, ek's 'n Okay. old soul, Okay, definitief. cool. So dit voel eintlik vir my of die vraag 2 antwoorde het. By die tieners wil ek regtig net hê hulle moet hoor jy's okay, jy hoef nie te verander nie, want identiteit is so 'n groot probleem. Ek Vir die jong dink dit is mense 'n veral, mynveld om nou nee. jonk te wees. So in 'n preek by die tieners sal ek sê identiteit. Ja. Jou waarde is in Christus, nie in hierdie wêreld en dit wat die wêreld vir jou probeer sê nie. En dis skerry goed wat mense hoor wat identiteit gedryf het in tieners, nê? Ja. Van jong ouderdom af, dit is nie eers meer net 'n hoërskool ding nie, dit begin al in die laerskool. Ek dink die goed wat kinders optel alreeds nou. Mm. Ek weet nie of jy dit ook sien, sê met 'n belydensklas of so tipe iets. Die goed waarop ons gefokus het. Ja, En nee, die goed en die
wysheid Mm. wat nou uitkom Ja. by van die jong mense is net vir my verbuisterend. Ja. En ek was 8 jaar terug in die belydensklas. Dis nie eers dat ek kode nie, dit verskil Ja. so. Ja. Dis erg. Yes. So hoeveel sal dit nie verskil 30, 40, Ja. 50 jaar Dis terug is nie, né? totaal ander Dis 'n wêreld. hele ander wêreld. En dan Ja. kom AI in die prentjie in en Mm. hulle moet deur dit ook navigate en Ja. hoe Soos, doen mens dit? Hoe het ek hierdie Ja. skeidingsvermoë? Ja, so die Ja. preke wat die tieners probeer regtig relevant hou op Okay. hulle in hulle wêreld en dit Yes. waarmee hulle daagliks gekonfronteer So word. baie 6-7, baie Ja, al daai skiederies. goeders, al daai dinge wat ek Same. regtig nie lekker verstaan nie, maar al daai dinge, Ek en mens draai moet op by so jou. met hulle praat, Ja, jy nee, moet, mens moet jy regtig moet. hulle ontmoet waar hulle is. En dan nou in die kerk ook ontmoet die mense waar hulle is, maar daar probeer ek die karakter van wie Jesus is, die Mm. karakter van die evangelie van wie God is, net verkondig. Okay. Want die Here is vir almal wie hy nodig het, hy moet wees. Yes. En ons is net die instrument. Ja. Dit is vir my ook so besonder, eintlik juist terwyl mens nou in die groter praat oor teologiese lyne en strominge, dat ons het daai, maar hoe persoonlik God ook by elkeen Ja, betrokke presies daai is. daai Dit God wat is- raak sien, hè? Nee. In elke oomblik. Ja. Ja. Wat was die grootste verrassing vir jou as jong predikant? En ek weet dit is nou nog wat 2 maande. Ja. As jy moet sê wat het vir jou uitgestaan? Ek moet sê ek kry baie nou nie presies hierdie vraag nie, maar die vraag by die gemeente, wat is die verskil tussen hierdie jaar en verlede jaar, en dit is definitief die hoeveelheid pastorale gesprekke O. en dan nou ook begrafnisse. Wat hoor jy, ek wil net gou vir jou dan ook 'n pleintjie gee. Nee. Want dit vat mense gewoonlik, gemeentelede rukkie om jou uit te kyk. Ek dink ek was 'n jaar hierso Sjoe. voor ek my eerste pastorale gesprek gehad het. Ek het die hele tyd na Kobus toe gegaan en gesê, "Hoor ek voel so skuldig want die mense kom sien julle en ek staan net hier Jy's rond. net hier. Ek's net hier. Maar hulle Ja. kyk vir jou uit. Ja. So ek dink dit is 'n groot voordeel wat jy alreeds gehad het. Ja, dis dat waar, dat ek het mense dit jou so gesien kon nie. leer ken. Ja, Ja. ek bedoel dit is 2 maande. Ja, dit is 2 En- maande. Ja. Maar ek dink omdat ek so betrokke was en dis omdat ek wou wees, is regtig nie omdat iemand my gedwing het Ja. of gevra het daarvoor Yes. nie. Met ek reeds begin verhoudings bou. Ja. So ek's nie 'n nuwe gesig nie. Ek dink daar's 'n titel by, maar wie worry nou eintlik oor die titel? Dit gaan nie daaroor nie, Dit nê? is so. En daar is ouer ooms definitief wat Daar is mense wat verskriklik daarop omgee aandring. daaroor. Ja, daar ja, is. en ek Ek los respekteer dit. deesdae mense. Ja, jy kan Ek nie, is- ja. nee, ons kan nie in die panel van staan nie. Dis ook hoe hulle groot gemaak is, nê? Ja. Dis ook hoe hulle wêreld gewerk. Yes. So, en ek verstaan dit, maar ja, die pastorale gesprekke en dan die grootste verrassing is regtig dat jy nie ons weet nie. Jy weet regtig nie ons nie. En dit is hoe okay. great is dit? Ja, dis okay. Ja. Almal sien jou dan gelukkig as 'n mens. Ja, dis nie wonderlik. een of ander engel of jy moet alles weet nie. So ek's Ja, dankbaar dit vir is- dit. Ek's dankbaar dit vir is genade ook in dit. Ja. En om te kan sê, ek weet regtig nie. En dan het ek ook 'n kollega na wie ek toe kan gaan wat kan sê, "Hoorie, hierdie was die gesprek vandag. Ek weet nie hoe om dit hanteer nie. Jy het vir my raad en hy's altyd daar met die raad." So dis Ja. lekker. Dis my lekker dat jy praat van jou kollega. Wie is jou kollega? Emil Rademeier. Emil Rademeier. En jy sê dan ook is kollegaskap is iets besonders. Baie, En goeie kollegaskap baie. is iets besonders. Ja, verseker. So jy het ook vroeër genoem bediening is nie 'n solo reis nie. Nee, Dis dit nie is iets wat nie. jy nie Nee, sure. alleen kan doen. Nee, ek is so dankbaar vir 'n kollega. So wat in die saamstap staan vir jou uit en watter mense sou jy wil uitlig op hierdie saamreis op die oomblik? Ja, van die begin af. So natuurlik was my pad nog altyd by Kerk en Suid, maar Dominee Johan Jansen van Rensburg wat nou in Jeffreys gemeente Yes. is, het 'n groot impak op my lewe gehad Ja. van eerste jaar af, maar nog steeds. Hy's regtig net 'n oproep ver, net 'n Teams meeting ver. Very nice. En ek was baie geskok toe hy beroep is, want ek was soos, ek's nou eerstejaars student, wie gaan my nou help? Nou wat nou? Ja, presies. Nou Yes. los jy my, maar dit is nie wat gebeur het nie. Ek meen die Here roep jou na plekke toe Yes. en toe dis juis in 'n gesprek met Dominee Rinus Wasserman was my gevra het nou wanneer of waarvoor sien jy die meeste uit vir die prediking spesifiek? Dis ek sê nee, jy verstaan nie mooi nie. Ek gaan nie preek nie. Ek kan nie vir mense praat nie. Ek gaan nie preek nie. Pastorale gesprekke en alles anders, maar nie preek nie. En hy het vir my gesê nee, ek sal jou help, jy gaan kan preek. Ja. En hy het die 17de Desember, ek onthou nogal datums baie goed, was my eerste preek 2023. En net ons kry in ons 4 jaar ons preekvergunningssertifikate Yes. en dan kan jy nou preek. So Dis dit was my wat eerste ook vir my 'n preek. mooi ding is, Ja, wat dit ons is. het dit nie gehad nie. O, regtig? Ja, Ek dink dit was nog altyd 'n ding. Nee, dit was nie. Ja. So dit was my baie
mooi gewees laas jaar met die hele legitimasie wat ek gesien het. O, En jy jy kry kry dit. hierdie ouens nou hulle preek Ja. vergunning. Dis so oulik. Dis as jy werk al voor want dis nou almal Yes. klaspreke en Ja. en almal krit jou en dit is 'n Dis 'n rowwe ding. proses, Dit is 'n maar dis rowwe proses, nodig, ja, dis nodig. Dit is nodig. Want dis waar jy leer. En hy het my gehelp met my eerste preek en dit was obviously in Adventtyd. En hy is toe, dit was 'n Vrydag, moes ek my preek lewer voor hom dat hy nou vir my kan 'n bietjie raad gee hier. En hy is die Saterdag in die hospitaal opgeneem en hy is die volgende week Vrydag oorlede aan kanker. So dit was 'n rowwe tyd. Dit was 'n was 'n rowwe tyd in skok. julle gemeente Dit se was. geskiedenis. Dit was was 'n definitief. baie Dit was harde tyd. regtig 'n groot skok. Ja. Ja, hierdie mentor wat nou al 4 jaar saam met die pad stap en nou is hy skielik weg en wat nou, wie nou, Ja. waarheen nou? Ja. En dit was 'n onsekerheid verseker in die gemeente in my persoonlike lewe want wie bel jy nou of wie kan jy nou Ja. raad vra? Yes. Ja, en dan nou ook toe het Emil ingekom so 'n paar maande later en regtig die mentorskaprol in wat ek of die spasie, die leemte wat ek gehad het hy begin Ja. vul. En ek besef dit al meer verhoudings. Dis die belangrike Nee, ding. ja. Danksy dit is Ja. ons okay. Ons hoef dit nie solo te doen nie. Ja. So ek's regtig Ek dankbaar dink daarvoor. ook dis die grootste ding wat onder predikante gebeur is as hulle dink ek weet alles. Presies. Ek kan dit op my eie doen. Ek is nie Presies. van ander afhanklik nie. Ja, Dis en die met grootste respek onding. gesê om te Ja. sien dat mense wat al jy sê jy's 17 jaar in die bediening, daar's mense wat al baie langer in die bediening is, Yes. maar hulle maak ook nog foute. Nee, En dit gee verseker. vir my ook troos dat jy Nee, gaan nooit alles verseker. perfek hanteer Ja, nie. die ander ding wat ek vir myself al gesê het is weet elke Sondag kan nie 'n home run wees nie. Ja, exactly. Ek dink daar's iets soos met die pastoraat is in die consistency. Ja. In die bly opdaag in die mense ken jou. Ja. Mense Ja. weet hoe jy is. Ja, jy kan nie meer in 'n sweetpak in die Spar gaan loop nie. Wat doen? Ek Ek spaar het keer met my probeer nog junkie. by daai kop slim. Ek dink dit kom met jare in die bediening. Ek dink ek het ek dink daar's net iets van jouself wees Ja, nee, wat van die egtheid. mense ook ervaar Dit is of so. aanvaar. Ja, ja. Wat ek voor dankbaar En is. hulle het nie meer daai tipiese ou dominee verwagting van nuwe dominees nie. Of dis nie wat ek It's a ervaar blessing nie. and a curse. Ja, Nee, ja, want beide. ek dink die blessing is dat ons nie meer so ver is Ja, van mense af nie. verwyderd Ek is is ook nie. net 'n mens, daai tipe ding. Ons is die- almal op grondvlak. Uitdaging dink ek is maar die uitdaging van ons tyd ook. Mm. Nee, is daar soveel stemme. Dit is. Elkeen het 'n YouTube kanaal of 'n podcast en Dankie tog 'n podcast. en elkeen kan iets sê. So ek dink om tussen al die geraas dan Presies. te moet sif is Presies. moeilik. Dis presies dit. Van dit gepraat. As jy nou daar's 'n matriek in jou gemeente wat vir jou sê Dominee Ziandre, ek wil graag teologie gaan swat. Wat se raad het jy vir my? Ja, ek sal sê go for it. Vergeet van die stemme, vergeet van die onsekerheid. Dis daar, maar embrace die onsekerheid en gaan in dit in, doen dit. Moenie dat die stemme wen nie. Daar's oortuiging, Ja. volg jou roeping. Ja, Ja. verseker. As jy iets hoop vir jou bediening vorentoe, wat sou dit wees? Ek voel terug op my wat ek aan die gemeente gekommunikeer het en vir my groter bediening ook waar ook al dit mag wees in die toekoms. Ek hoop mense voel dat ek hulle raak gesien het of dat ek iets van dat ek iets van God se karakter ook vir hulle gewys het, 'n stukkie van wie Jesus is. Ja, raak gesien. Ek hoef nie die antwoorde te hê nie, ek kan hulle net raak sien, net saam hulle sit. Dit is so groot voorreg om met jou te kon gesels. Groot voorreg. vir Baie my, dankie Pieter. vir jou bereidwilligheid en ek gaan dit weer sê, ek is baie dankbaar jy's in ons ring Dis my so lekker. om jou as Ek is kollega ook te baie hê. dankbaar. En ek dink ons maak almal 'n lekker span. So dit Verseker. is great. So baie dankie. Ons het ek moet nog self mooi oplaai want ons het ek het 'n podcast opgeneem saam met Nicole Haman, Forrest Haman en hy het toe Sonder nie klank. opgeneem nie sonder klank. So ons het hierdie baie mooi getoets. So iewers gaan Nicole met ons gesels. Maar daar gaan dalk iemand anders intussen wees, so ek kan nie vir julle sê wie nie. Maar baie dankie vir jou hier wees. Ja, Nee, dit dankie is vir die dis 'n spasie groot wat jy voorreg skep om om dit net te kan doen. deel. Dit is Ja. wonderlik. Baie Dis 'n dankie vir julle voorreg. bereidwilligheid. Dankie. Dankie vir jou, Gaan Pieter. goed. Totsiens. Bye.